Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Nou, gister is ek en Ilse so 'n bietjie lui om kos te maak en ry ons daarna McDonald's toe, die drive-thru. Ja. Ons wil nie uit die kar uit klim en ingaan en iets bestel by die toonbank nie. Ons wil dit gemaklik hê. Ons wil in die ry staan en as die ry bietjie lank vat, dan moan ons. En as ons bietjie lank vat om die bestelling in te kan gee, dan moan ons. En wanneer ons klaar die bestellings gegee het en ons moet wag om te betaal, dan moan ons. En dan moan ons weer omdat ons moet wag vir die kos. Maar 'n drive-thru het tog die lewe soveel makliker gemaak. Dis tog vinnig. Jy klim in jou kar, jy ry al in die ronde, jy kry jou kos en jy gaan huis toe. Vinnig, eenvoudig, it's so easy. Maar dit het ons geleer om nie te kan wag nie. En ek wil vanmôre vir jou 'n kort eenvoudige boodskapie gee en ek wil dit half titel God is nie 'n drive-thru nie. Jy sien ek en jy leef in 'n wêreld van kitsoplossings. Kitspap, microwave wat vinnig is en 'n skottelgoedwasser wat jou tyd spaar. Kitsboodskappe, antwoorde wat vinnig kom en deur Google wat jy nie wag om goed te soek nie, jy kan dit dadelik kry. Maar God werk nie volgens ons horlosie nie. Hy werk nie volgens ons planne of ons tyd nie, maar volgens sy plan. Hoor gou wat sê Psalm 27 vers 14. Hy sê wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Dit sê eintlik dat God nie 'n drive-thru besigheid het nie. Vir die Here is tyd belangrik. Jesaja 40:31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Prediker 3 vers 1, alles het 'n bepaalde uur en elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Wanneer ons bid, verwag ons soms onmiddellike antwoorde. Ons vra vandag en wil môre ontvang. Maar wagtyd, hoor mooi, is nie altyd 'n vermorsing van tyd nie. In ons wagtyd vorm God ons karakter. Hy bou ons geloof, hy leer ons afhanklikheid en berei ons voor vir dit wat hy vir ons gaan gee. Dink gou vir 'n oomblik aan Josef. Hy moes jare lank wag om onder die koning aangestel moes word. Dawid is gesalf as koning, maar moes jare wag om koning te word. Abraham moes jare wag vir die belofte van sy seun. Was God laat? Nee, God was presies op tyd. Waarom laat God ons wag? Sjoe, hoor mooi, om ons geloof te toets en ook ons geloof te versterk. Om ons motiewe suiwer te hou en sy groter plan vir ons uit te werk. En om ons te leer vertrou en nie net om te ontvang nie. As jy vandag wag, beteken dit nie dat God van jou vergeet het nie. Sy stilte beteken nie dat hy afwesig is nie en die vertraging beteken nie verwerping nie. God is nie 'n drive-thru nie. Hy's 'n Vader, 'n liefdevolle God. En 'n Vader gee nie altyd dadelik wat ons vra nie, maar op die regte tyd wanneer ons dit moet kry. Here, dankie dat U ons vandag wil leer om te wag. Here, begin by my en dan elkeen wat na hierdie boodskap luister. Leer ons geduld. Amen.